Die klok het ons almal geroep by die gejaag van die wêreld waarin ons leef, om hier teenwoordig te wees, waar God ook teenwoordig is. Vandag word ons ook verder ingeneem in die wonder van Pinkster, die fees van die uitstorting van die Heilige Gees. Ons onthou hoe God se Gees op gewone mense uitgestort is, hoe vrees en moed verander het, stilte en getuienis verander het, en onsekerheid in nuwe hoop. Mag die Gees ons vandag nie oor ons waai. Mag die Gees ons harte aanraak, ons geloof versterk, en ons as gemeente en individue weer aan die brand steek vir die koninkryk van God. Wat ons Here Jesus, die groot herder, deur die bloed van die ewige verbond uit die dood teruggebring het. Hy maak ons bekwam in alles wat goed is, om sy wil te doen, tot eer van sy naam. Genade en vrede vir ons van die God van vrede, wat deur Jesus Christus in ons werk, wat vir hom goed is. Mag hy ons toerus met alles wat goed is, om sy wil te doen. En mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons almal wees. Amen.
Luister na die wil van God, soos dit vir ons opgeteken is in Efesiërs 4. Die Here roep ons om as die liggaam van Christus saam te leef. Nie los van mekaar nie, maar verbind in die geloof, verbind in diens, verbind in liefde. God wil hê dat elkeen sy of haar gawes sal gebruik, ook tot opbou van die gemeente en die koninkryk van God. Niemand staan buite hierdie liggaam nie. Elke lid het 'n plek, 'n roeping en ook 'n verantwoordelikheid. Daarom is dit God se wil dat ons mekaar ondersteun en mekaar versterk. Daarom is dit God se wil dat ons getrou ons gawes gebruik in diens van Christus. Dat ons nie verdeeldheid sal saai nie, maar eenheid sal bevorder. En dat ons saam sal groei as gemeente wat in liefde opgebou word. Die Heilige Gees maak ons nie net individue nie, maar vorm ons saam tot een liggaam van Christus. 'n Gemeente wat leef tot eer en verheerliking van God. Gemeente, laat ons voor God, terwyl ons net so bly sit, met hierdie gebed ook ons skuld bely. Here, ons bely dat ons dikwels leef asof ons alleen behoort en nie deel is van die liggaam nie. Ons hou soms terug wat U vir die diens gegee het. Ons versuim om ander te ondersteun, te dra, mekaar se laste te dra, mekaar saam op te bou in die liefde van God. Ons laat verdeeldheid, onverskilligheid en selfsugtigheid soms groter word as die eenheid in Christus. Vergewe ons, Here, waar ons nie volgens U wil leef. Vul ons opnuut met die Gees, die Heilige Gees, sodat ons saam kan groei as een liggaam, verbind aan Christus, diensbaar aan mekaar en opgebou in liefde. Amen. Kom ons staan, dan sing ons vonklied 2 strofe 1 en 2, kom juig oor God, sing almal saam. Dit is ons gebruik en dit is ons gewoonte en dit is ons tradisie om elke jaar hierdie tyd na te dink oor die Pinkster, die gebeure, die inhoud, maar veral ook die betekenis daarvan vir ons. En hiervoor gaan ons terug na die oorsprong van Pinkster en ons lees daarvan in ons Bybels in Handelinge 2 vers 1 tot 13. Ons lees, Jerusalem was vol mense gewees. Dit was feestyd, die Joodse Pinksterfees, 50 dae na die Pasga.
Pelgrims uit verskillende lande, tale en streke het die stad se strate gevul. Die markpleine was besig. Huise was stampvol en oral was daar die opgewondenheid van mense wat gekom het om spesifiek vir God te kom aanbid. Maar niemand het geweet dat daardie Pinksterdag anders sou wees as enige ander een voorheen. Dat daardie dag ook die geskiedenis sou koers sou aanpas nie. Iewers in daardie besige stad, waarskynlik in 'n eenvoudige vertrek, het daar 'n groepie mense gesit en gewag. Nie net die 12 nie, maar 'n groter groepie gelowiges. Of moet ek sê, nie net die 11 nie, maar die groter groepie gelowiges. Mense wat nog diep geraak is deur die gebeure van die weke wat daardie dag vooraf gegaan het. Hulle dra nog die herinnering in hulle gedagtes en in hulle lyf van dit wat gebeur het op Golgotha toe Jesus gekruisig is. Die vroue se ongelooflike getuienis net kort daarna dat die graf leeg is, dat Jesus opgestaan het. En dan die ontmoeting met Jesus toe hy eensklaps daar by hulle in 'n vertrek was en ook ander kere aan hulle verskyn het. En toe was daar natuurlik ook die hemelvaart, toe hy opgevaar het en toe daar op sy lippe hierdie woorde was: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou wag hulle. Hulle is gehoorsaam. Daar is 'n spanning, 'n afwagting, 'n onsekerheid oor hoe hierdie belofte dat die Gees op hulle gaan kom, gaan gebeur. En toe gebeur dit. Nie stadig of stil nie, nie subtiel nie, dit gebeur skielik. Toe daar 'n geluid, soos die van 'n geweldige stormwind deur die omgewing waai. 'n Geluid wat aankondig dat alles gaan verander. Dan nog iets vreemd. Daar kom vuur in die hemel en dit verdeel soos tonge, kleiner vuurtjies, en dit gaan rus op elkeen van hulle. Nie net op Petrus nie, nie net op die apostels nie, op elke individu wat daar was. En toe begin hulle praat. En hulle praat nie sommer net praat nie. Hulle praat tale van mense van wat daar in die stad is. Ander tale, ander moedertale. Tale van mense wat van oral oor in Jerusalem gekom het. Partyers, Mediërs, inwoners van Mesopotamië, Egipte, mense wat van Rome afgekom het en ook mense wat van ander streke in Israel gekom het. Buite hierdie vertrek begin daar 'n groep mense bymekaar kom. Hulle luister, hulle is 'n bietjie verward, hulle is verstom, en van hulle is ontstel. Want hoe is dit eenvoudig moontlik dat hierdie gewone mense nou skielik hulle moedertaal kan praat, en met hulle kan praat oor die groot dade van God? Sommige staan verwonderd en vra, wat sou dit nou vir ons beteken? En ander, tipies mens, ander lag dit af en sê, hulle is seker dronk. Maar iets diepgaande het gebeur. Hier was nie net 'n vreemde godsdienstige ervaring gewees nie. Dit was die oomblik waarop God sy Heilige Gees uitgestort het op gewone mense, soos hy beloof het met hemelvaart. Hier begin iets nuuts. God woon nie meer op 'n afstand nie. God woon nie meer iewers in 'n tempel of 'n mensgemaakte gebou nie. God woon nou in mense. Pinkster is die verhaal van 'n God wat mense bymekaar bring, wat grense van tale en kulture en dorpe en stede oorsteek en mense vul met die oproep
met die uitnodiging om na God toe te kom. En dan kry ons Petrus se toespraak. Petrus se preek wat vir ons opgeteken is, en ek moet u waarsku, jy moet nou versigtig as ons daardeur luister. Want Petrus het nogal 'n bietjie moeilik gepraat, dalk makliker in sy moedertaal, maar in Afrikaans kan ons nogal 'n bietjie wonder oor wat Petrus sê. Maar lees saam met my die Afrikaanse vertaling van Petrus se preek na al hierdie goed wat gebeur het. Handelinge 2 vers 14 tot 36. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekendgestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit om dit vooruit te bepaal om hom aan julle uit te lewer, en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. En daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat die troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruitgesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie, en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestaan. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en tog sê hy, die Here het vir my, Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. En dan 'n opsomming van sy preek hier in die slotparagraaf. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. Wat moet hulle seker weet? God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Onthou, Christus beteken verlosser. So het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, julle verlosser gemaak. Ons lees tot sover. Daar is seker tye in die geskiedenis wanneer 'n mens voel dat die wêreld koers verloor het. En daar's verskillende dinge wat verskillende mense tref wat 'n mens laat voel die wêreld het weggedraai van God.
Nadat ek hierdie preek geskryf het en ek gisterand nuus gekyk het en ek my veilige spasie gehoor het, die wildtuin, daar is 2 mense vermoor, het ek besef, dit is 'n realiteit, die wêreld het weggedraai van God af. Ons hoor dit ook gereeld by mekaar. Tye wanneer mense onseker raak oor hulle eie toekoms, oor wat alles om hulle gebeur. Tye waarin daar baie stemme is, almal wat 'n opinie het, lees maar net sosiale media, en kyk daar, elke wat 'n profiel het 'n opinie. Baie verduidelikings, maar eintlik is daar in hierdie wêreld met die baie praat, baie min werklike hoop wat gebring. Ek dink ons herken iets hiervan in ons eie omgewing, ons eie elke dag op die aarde. Ons lewe ook in 'n wêreld wat moeg geraak het, waar mense bekommerd geraak het oor hulle veiligheid, oor die ekonomiese druk, oor verdeeldheid. Ja, en as ons ouer is, dan vang dit ons ook dat alles so vinnig verander. Daagliks verander. Party mense leef in 'n diep teleurstelling in instellings, politieke instellings, selfs in teleurstelling in die instelling van die kerk, en soms ook in hulle eie geloof. Ander word net stil en wonder, waar is God? Hoekom werk hy in 2026 nie meer nie? Hoekom hoor hy ons nie? Ons wonder of sien hy ons ooit raak. Ek dink dat ons in hierdie onsekerheid opnuut moet gaan luister na die boodskap van Pinkster. Wanneer ons Handelinge 2 lees, ontdek ons iets merkwaardig. Jerusalem was op daardie dag niks anders as die wêreld waarin ons vandag leef. Dit was ook 'n stad vol spanning. Israel het ook geleef onder die politieke en godsdienstige mag van die Romeinse oorheersing. Die volk van God het die gewig gedra van ekonomiese onstabiliteit en die eenkant toeskuif van hulle in die ekonomie van die wêreld. Hulle het gewag op God se verlossing, op 'n Messias, op antwoorde. So in die wandelgangetjies praat mense oor geloof, maar hulle praat ook oor hulle baie teleurstellings. Soms is daar hoop, en dikwels is daar twyfel. En in daardie wêreldgebeure van daardie oomblik gebeur God. Die stilte word gebreek met die geluid van wind. Die woord ruach, wind, wys ook op die Heilige Gees. Die wind kom oralste. As simbool daarvan dat God oral in hierdie wêreld is. In hierdie moeilikheid, in hierdie spanning, in al hierdie dinge wat ons ervaar. Disippels begin praat in tale wat mense in verskillende lande kan verstaan. Nie spreek in tale nie, spreek in moedertaal. Daar is so 'n ongemaklike onrustigheid. Mense drom nader. Hulle probeer sin maak uit wat hulle nou sien en ervaar. En sommige is net oorbluf. Ander probeer dit verklaar op 'n menslike manier, want hulle kan tog nie dit wat gebeur nou op 'n ander plek hê nie, en hulle sê, ja nee, hierdie ouens is sekerlik dronk. Vir my, wat 'n mystieke spiritualiteit het, is hier 'n stuk troos.
Mense het nog altyd gesukkel om God se teenwoordigheid te vertaal, te verskryf, te verstaan, ook tot vandag toe nog. Maar vir my maak dit nie bang en ongemaklik dat ek God nie volledig kan beskryf nie. Dat ek God nie volledig kan sien, dat ek God nie volledig kan uitmekaar haal en uitmekaar sit daar dat ek dit kan verstaan nie. Want God is vir my God. God is die gans ander. God is groter as 'n mens se verstand. God is groter as wat 'n mens kan dink of ooit kan uitdink. Ek wil saam met geleerdes van die verlede sê, as jy iets oor God gelees het, as jy dink jy kan iets oor God sê, bly stil, want daar is nog iets. Ek kan nooit ophou praat oor God. Want God is oral. Hier buite die hele wêreld vol, soos die wind wat oral inwaai. Dis binne hierdie konteks waar Petrus en ander opstaan en wat doen? Nie oor hulle omstandighede begin kla nie, maar begin om oor God te praat in hulle moeilike omstandighede. Gemeente, ek dink ons moet vir 'n oomblik stil staan en by Petrus leer. As ons sê, ons wêreld is dieselfde as hulle wêreld, die ongemak, die vraag, dan is dit dalk 'n goeie voorbeeld om te volg, die van Petrus, om op te staan en oor God te begin praat. Oor die dinge van God. Dis binne hierdie konteks waar Petrus en ander opstaan. Hulle doen iets. Hulle sit nie passief en kla nie, hulle staan op en praat. En hy haal uit Ou Testamentiese dokumente aan, hy haal van Dawid aan, en hy bring dit in berekening om te bewys dat eintlik as ons terugkyk, moet ons erken, God was nog altyd daar. God was nog altyd aan die werk. God is ook nou daar in Jerusalem en vandag hier aan die werk. Hierdie is nie 'n impulsiewe uitspraak van Petrus soos ons hom leer ken het nie. Hier staan 'n man wat verander het. 'n Mens wat deur die Heilige Gees aangeraak is. Terwyl die chaos van die oomblik om hom uitbreek, begin hy iets doen. Hy praat oor God. Met helderheid, met oortuiging, met moed, ja, met geloofsheid. As ons dit sou waag om Petrus se hele preek te reduseer tot 'n kernboodskap, ontdek ons dat Petrus eintlik een groot waarheid wil verkondig. God het nie sy mense vergeet nie, en Jesus Christus kom alles verander. Petrus begin byvoorbeeld nie by die vreemde gebeurtenis van die oomblik nie. Hy begin nie by mense se verwarring nie. Hy begin nie by mense se vrae nie. Hy sê gewoon net, hierdie ouens is nie dronk nie. En dan doen hy iets merkwaardig. Hy neem die mense terug na die Bybel. Na Job. Nou, toegegee, hulle het nie die Bybel geken soos ons hom vandag ken, so gedruk in hoofstukke in Ou en Nuwe Testament nie. Hulle het gedeeltes van die Bybel gehad, wat gedeeltes opgeteken is. Maar hoorie wat doen hy? In daai oomblik van chaos begin hy oor God praat en hy gaan terug na die Bybel toe. Wat 'n voorbeeld. Ek wil amper vra, waar is ons Bybels? Anderlaas het ons hom oopgemaak. Ek onthou dat ek as 'n kind 'n lewensles geleer is, toe daar vir my geleer is, as jy God nie meer hoor praat nie, is dit omdat jy sy mond toegemaak het. Jy hou jou Bybel toe. En ek wonder of dit nie dalk die eerste ding is wat ons vandag moet hoor met Pinkster. Want baie van ons leef soms met die gevoel dat God stil bly.
Ons kyk op na die berge en ons vra, Here, waar is U? Ons kyk na die moeilike seisoene in ons lewe en ons wonder of die Here ons nog sien. Pinkster herinner ons aan hierdie troos. Net omdat God vir jou stil lyk, beteken nie dat hy stil is nie. Die disippels het dit ook nie altyd verstaan nie. As ek as 'n gelowige sê God is stil, sê ek eintlik nie iets oor God nie. Ek sê iets oor myself. By die kruis het dit gelyk asof die storie geëindig het. Maar eintlik by die kruis was God reeds besig om aan die opstanding te werk, om aan die uitstorting van die Heilige Gees te werk. Dalk moet iemand dit vandag hoor. God werk dikwels lank reeds voordat ek en jy dit kan raak sien. Dan beweeg Petrus nog nader aan die hart van die preek. En dit is hier waar alles saamkom. Want interessant genoeg fokus Petrus nie eintlik op die wind nie, ook nie op die taal en nie op die wonderwerk wat gebeur het met die tonge wat verdeel het nie. Hy fokus op Jesus. Hy sê, Jesus van Nasaret was deur God gestuur. Julle het sy wonders gesien, julle het gehoor wat hy gedoen het, julle het hom gekruisig. Dis die realiteit. Maar hy het opgestaan om julle te red. Dis die groot draaipunt. Dit is die middelpunt van Petrus se boodskap. Nie godsdiens nie, nie morele verbeterings nie, nie beter gedrag nie. Jesus Christus is gekruisig en hy het opgestaan. En u weet, ons het dit reeds behandel. God het hierdie Jesus ons verlosser gemaak. Ek wonder nogal hoe daardie mense op hierdie preek moes gereageer het van Petrus. Want skielik besef die skare, hierdie gaan nie net oor inligting nie, hierdie gaan oor ons. Hierdie sê, jy kan nie neutraal bly nie, jy kan nie passief sit en bly niks doen nie, jy moet opstaan. En gemeente, dit is belangrik om te onthou hoe hierdie preek daardie dag ontvang is. Al het al daardie wondere gebeur daardie dag, onthou die wind, die wolke, die vuur in die hemel, die tonge. Alhoewel al daai goed gebeur, was daar steeds mense wat dit nie geglo het. Was daar steeds mense wat daaroor gespot het. Was daar steeds mense wat daaroor skepties gestaan het. Maar daar is ook die wat diep getref is. In Handelinge lees ons in die oorspronklike taal dat die hart diep getref is. Letterlik, as ons dit wil letterlik verstaan, dan sê ons die Heilige Gees, lees ons in Grieks, die Heilige Gees het die mense se hart deurboor. Dit is wat die evangelie aan ons doen. En die evangelie bedoel ek die blye boodskap. Wanneer die Gees werk, gee hy nie net vir ons inligting, hy gee nie net vir ons informasie, maar hy verander ons, hy transformeer ons. Daar vind 'n transformasie in ons plaas. Party mense dink dit is nogal baie oulik as iemand sou sê, ek het jou 20 jaar terug gesien, jy as mens nog niks verander. So, dit kan nie van 'n kind van die Here waar is. Ons is ons voortdurend aan die verander. Voortdurend is God met ons besig en vorm hy ons en transformeer hy ons. Dalk is dit waar, ons teks ook vandag by ons kom stilstaan. Maklik om Pinkster as 'n mooi Bybelverhaal te hoor, wind, vuur, verskillende moedertale wonder.
Maar wat maak ek en jy met hierdie Jesus? Wat deur die Gees in ons uitgestort is. Hy is werklik God. God is werklik nie iewers deur ver. God is werklik in en om ons. Hoe gaan ek en jy dit hoor? Dit ontvang? Soos die spotters? Gaan ons dit op 'n afstand was? Nee, is nogal mooi, maar dit sê niks. Dalk skepties, dit kon nie regtig gebeur het nie, iemand het hierdie goed net maar gesê. Of dalk net verwondering. 'n Verwondering wat my lewe verander. Ons moet dit ontvang soos mense wat se hart deurboor is. Deurboor deur die Heilige Gees. Wat hoor ons dit vanmôre? God praat met elke een van ons. God wil deur sy Gees elke een van ons hart deurboor. En God het nie ophou werk nie. Net soos Jesus nie ophou leef het nie, en die Gees nie ophou om ons bestaan nie. Die vraag is dus nie of God met ons praat nie. Die vraag is of ons bereid is om te luister. Laat dit so wees. Amen. Ons bly net so sit, dat bid ons saam en aan die einde van die gebed, sonder dat ek die amen sê, sal ons dan Gesang 278 sing. Kom ons bid saam. Here, ons aanbid U as 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het vanmôre deur die woord, deur die gebeure van Pinkster en die preek van Petrus gehoor, dat U ons elkeen se hart wil deurboor. U wil nie in 'n gebou bly nie, U wil nie in die hemel alleen bly nie, U wil in ons hart bly. Baie dikwels sê ons van mekaar, Here, ons moet die huis so bietjie aan die kant maak, want so kom kuier. Dalk moet ons hoor wat ons sê, en ons hart so bietjie aan die kant maak, want U kom daarin woon. Laat ons opstaan, Here. Ja, laat ons tydig en ook ontydig verkondig. Jesus het gesterf, maar hy het opgestaan, hy het opgevaar en hy het ook deur die Gees by ons gekom. Laat ons vir die wêreld uitnooi om hierdie verlossing te aanvaar en so gered te word. Here, ons staan ook verstom, omdat ons in ons geestesoog die gebeure daar in Jerusalem kan indink. Omdat ons die wêreld van daai mense goed ken, omdat ons wêreld ook so lyk. Here, ons bid dat U vir ons sal gee, dat ons mekaar se hand sal vat in gebed, dat ons mekaar sal dra en ondersteun, dat ons vir mekaar sal bid en opdra in die gebed, sodat ons as 'n liggaam sterk kan staan deur die aanslae, die beproewings en die uitdagings van ons eie tyd. Help ons om nie onsself los te maak van die gemeenskap van gelowiges en buite te staan en te kyk en af te breek. Mag ons gedryf deur die Heilige Gees ook die hart van die gemeente en die koninkryk van God deurboor en kom deel wees van sondaarmense wat luister na die woord en die opdrag van God. Niemand volmaak nie. Almal so gehoorsaam soos ons kan wees. Help ons as iemand gefaal het, dat ons nie op daardie een sal trap nie, maar dat ons daar sal wees
op te tel, te vergewe en te help, soos wat U telkens met ons doen. Dankie Here, dat ons broers en susters van mekaar mag wees, omdat ons U as ons hemelse Vader het, dat ons gehoorsaam kan wees. Dit maak ons baie opgewonde, baie dankbaar. Dankie Here. Baie dankie. Sing ons ook daarna Psalm 4:4-2 strofes 1 en 2, Gees van God wat in my woon. Kom ons staan. My geliefde broer en suster in die geloof, gaan nou heen onder die seën van die Here. Mag die Here ons leer om op hom te vertrou en te leef tot sy eer. Mag hy ons leer om te reken op sy krag, ons hoop te vind in moeilike tye en dankbaar te bly in ons gebede. Mag ons voor hom leef met stille ontzag en diepe vreugde. En mag ons sy vreugde ook elke dag dra. Mag die Here ons harte bewaar, sodat ons onsself nie oor môre kwel of deur bekommernis oorweldig word nie, maar rustig mag leef, soos 'n kind veilig in die arms van 'n liefdevolle Vader. Gaan in vrede, onder die sorg en die seën van die Vader, die genade van die Seun en die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees. Amen.